gekry. Johannes 14 vers 31. Nou wil ek vanoggend weer begin. Ek hou daarvan vrae te vra, né? Ja, jy kan sien ek het op 'n stadium, né, het ek vir eerstejaars in daai klasse gegee. Ek hou daarvan vrae te vra. Nou wil ek vanoggend vir jou vra. Wie is die eerste persoon in die woord van God aangeteken wat 'n dooie opgewek het? Wow. En dan moet jy vir my die teksvers gee. Nou hoor nou, en nou maak ek dit moeilik. Ek kan mos nie iets maklik maak nie, want dan kan ek nie elke week die sjokolade huis toe vat en self opeet nie, né? So, dink daaroor na, en as jy antwoord het, ek soek die persoon, asook die teksvers waarna daar verwys is. En my vrou moenie op jou krip nou daar agter gaan nie, hoor, ek check jou hoor. Kyk hoe kom my selfone uit. Hierdie selfone en ja. O, okay. Alright. Nou ek wil vanoggend oor iets gesels. In hierdie week ontvang ek 'n boodskap van iemand en hy vra vir my, het ek reg opgetree? En ek vra vir hom, hoekom? Hy gee my dit en hy sê, weet jy wat? Daar was mense wat gesit het en hy was deel van die gesprek en hulle die Here se naam op 'n verkleinerende vorm gebruik. En ek sê vir hom, nee, jy het reg opgetree as jy hulle berisp het, maar jou gesindheid moet reg wees waarmee ek die persoon berisp. En hy sê hy het dit gedoen en hy neem aan die mense is dan nou ongelukkig en kwaad vir hom. Toe sê ek, weet jy wat? Ek sê dit altyd, geen om wat mense van my dink nie. Geen om wat God van my dink. En as God vir my vra, ek moet opstaan as kind van God om mense tereg te wys, dan moet ek dit doen. En daarom is my, en dit het my hierdie week bietjie laat dink, en ek het met my vrou gisterand, ek is nou daarby uitkom, 'n bietjie navorsing gedoen, ons het 'n bietjie dinge gedoen. En dit gaan oor respek, ontzag en die eerbied vir God. Die wêreld het sy gesag, respek en eer vir God verloor. Ons het nie meer dit nie. Ek wil vir julle verwys na Hebreërs 12 vers 28 en 29 wat die volgende sê. Hy sê, vers 28, daarom terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God deur op 'n welvallige wyse dien met eerbied, onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n vuurterende vuur. Hy sê, ons moet God eerstens dankbaar wees. En dan moet ons hom eer en ons moet eerbied en respek aan hom wys. En ek wil hê, as jy vanaand by die huis is of tyd het, gaan lees bietjie Malagi 3 vers 16 tot 18. Daar's 'n duidelike waarskuwing aan ons gerig wat nie God met eerbied en ontzag in respek teenoor God optree nie. Hy waarsku ons. Ons is so lekker en ons hou daarvan om Malagi 3 vers 10 te quoteer, maar ons moet bietjie gaan lees wat sê Malagi 3 vers 18 of 16 tot 18 wat 'n waarskuwing is as ons in oneer teenoor God optree. En waar staan ons vandag, geliefdes? Kyk hoe tree die wêreld op. Kyk hoe tree ons as nasie op. Kyk hoe tree ons as individu op. Is daar nog werklik respek, ontzag en eerbied vir God in ons lewens? En weet wat is my antwoord? Nee. Ons het die heilige vrees vir God verloor. Dis 'n mooi werk sê. Ons het die heilige vrees vir God verloor. Wanneer ons verstaan wie God werklik is, sal ons God met respek, ontzag en eerbied hanteer. Weet jy wie die God is wat ek en jy aanbid? Weet jy wie hy is? Besef jy wie hy is? Hy is die almagtige skepper van hemel en aarde. Hy is die heilige algemene God. En hoe tree ons teen hierdie heilige God op
Weet jy, hy sê vir Moses, trek uit jou skoene. Hy sê vir hom, weet jy in wie se teenwoordigheid staan jy? Weet ek en jy vandag in wie se teenwoordigheid ons staan? As ons dit besef, dan sal ons siening en ons gesindheid teenoor God verander. Sy liefde vir ons as mens en die genade van God wat hy aan ons bewys het, is onmeetbaar. Sy liefde, besef ons hoe lief God jou het. As jy iemand lief het, sal jy disrespek teenoor hom optree. Met disrespek. Die antwoord is nee. Maar ons doen dit met God. Weet jy, ons sê ons het God lief. Maar kyk hoe tree ons op. Kyk wat doen ons. Het jy werklik God lief? Sy liefde en sy genade. Weet wat sy grootste geskenk van liefde wat ek en jy uit God se hand ontvang het, was 'n lewe vir my en jou. 'n Lewe van Christus Jesus. En as jy dit besef, hoe duur ek en jy gekoop is. Ons is gekoop met die lewe van 'n God wat mens geword het om die kruis van my en jou te kom sterf. As dit hier insink, dan besef ek hoe groot God se liefde vir my is. En wanneer dit insink, dan vind 'n verandering in my plaas. Sy grootheid sien ons in die natuur en die genade wat hy in my en jou bewys. Ons sien dit aan die kruis van Golgotha. Ons sien dit in die Heilige Gees wat God in ons lewens uitgestort het. Ons sien dit in die woord van God, wat God in ons hande gegee het. Dis hoe ons God se grootheid en liefde sien. Ons sien dit in die natuur. Hierdie water, hierdie reën wat val, is nie maar net om dit die natuur nie. Dis genade uit God. Hy het alles so in perfeksie geplaas. Die natuur is in balans in alles. En wie het die wanbalans gebring? Die mens. Deur ons sonde. Ons nader die belangrikste tydperk vir ons as mens, Golgotha. Die kruisiging. Wat die grootste bewys van liefde aan die mens is. Hoor hy denk ons dit, sê my gou. Dis nog 'n vakansiedag. Ons beplan, Jessie, ons gaan ons chommies by mekaar kry, ons gaan so braai, ons gaan dit doen. In plaas om te maak, om te sê ek wil in die heiligheid van God rus en vrede gaan vind. Die belangrikste dag vir my en jou, is die een wat ons seker die meeste afskeep, Paasnaweek. Gaan nie oor daai paashasie wat rondspring nie. Gaan nie oor die chocolate nie. Gaan oor daardie genade en liefde aan die kruis vir my en jou. Ons sien dit in die woord van God, daardie woord wat daar lê. Hoe behandel ons daardie woord? Hoeveel twispin, onmin is nie aangaande daai woord nie. Hoe wil die mens nie hierdie woord verdraai nie? Weet jy, hierdie is die onveranderlike woord van God. Ons mag hom nie verander nie. Maar die mens wil nou vir God kom sê, hoe en wat ons met die woord moet doen. En hoe ons die woord wil aanpas. Wanneer jy ontzag en eerbied vir iemand het, wat doen jy? Jy volg sy reëls. As Charles jou bel en sê, ek nooi jou vir 'n ete, wat gaan jy doen? Die mense vind al lank voor die tyd uit, mense kom en sê, dit is die reëls wat jy by Charles moet volg, want hy is mos 'n koning, hy is 'n aardse koning, volg die reëls van die hemelse koning. En dis vervat in die woord van God. Maar ons wil nie.
Gaan jy aan Chelsea oneer en disrespect teenoor hom optree? Nee. Wat gebeur? Jy gaan 10-10 met jou agtersteef in die tronk sit. Wil ek wil jou waarsku, wanneer jy moet oneer met teenoor God optree en jy nie sy reëls volg nie, gaan jy in die hel opeindig. En dis erger as 'n tronk. Daarom moet ons as gelowige die grootste respek en ontzag vir God hê. Die Here van hemel en aarde is 'n heilige algemene God. Hy's heilig. Want hy het sy woord gegee. Die woord is geskryf. Die ouditeur van die woord is wie? Die Heilige Gees. En ek wil vandag vir jou sê, ons tree teenoor God op asof hy ons aardse Vader is. Want jy sien, vandag se wette leer mos vir jou, kinders het mos wette, jy het al gesien, hy mag disrespectful teenoor sy ouers optree, because I've got rights. Jy kan die reg hê om stil te bly, want my God is nie 'n demokratiese God nie, hy's 'n autokratiese God, hoor. Ek wil dit net baie duidelik vir jou stel. Sy reëls is sy reëls en jy sal nie sy reëls breek nie. As jy sy reëls breek, is daarna gevolge. Ons kom ons, en daar's 'n paar woorde wat ek wil uithaal. God is nie jou aardse Vader nie. Waarom behandel ek en jy hom soos 'n aardse Vader? Gaan luister na mense. Hulle verwys na God as my pappie. Weet jy, as jy nou hierdie boerseun se tone krul wil hê, ne, laat ek in 'n gesprek inkom en iemand sê, hy's my pappie, dan sê ek, nee, jy verstaan verkeerd, hoor. Hy's nie jou pappie nie. Hy is 'n goddelike Vader, wat met respek behandel word. Hoekom wil ons vir God die Vader 'n verkleinerende of 'n klein vorm gee? Hy is nie. Hy's nie jou aardse pappie nie. Moenie hom soos 'n aardse pappie behandel nie. Dan 'n een wat my nog eers warm onder die kraag kry. Die ou man daarbo, of die ou baas. Kyk. Mag God genadiglik teenoor jou wees as jy sulke woorde uiter. Hy's 'n heilige God. Hy verwag respek, eer. Dis hoe ons optree, dis hoe ons praat. Dan vra ons, hoekom God besig is om sy gesig van die wêreld daar weg te draai, want ons het nie meer ontzag, eerbied en respek vir God nie. Ons sê ons is 'n Christelike nasie. Hoe tree ons teen ander op? My God, my Jesus, die Heilige Gees, wat in ons is, het hy al ooit disrespectful teenoor jou opgetree? Nee, my God het my nog altyd met liefde behandel. As ek sê, ek gee eer aan God, met my lewe dit getuig. Hoe behandel ons mekaar hier, in hierdie gemeente? Hier. Hoe behandel ons mekaar? Is dit met goddelike liefde? Of is dit met wêreldse liefde? As jy sê, jy het vir iemand lief, dan moet jy hom soos jouself lief hê. Haat jy jouself? Ek vra jou vandag, haat jy jouself? Nee, jy haat dalk die omstandighede waarin jy leef, maar jy het jouself lief. Want God het jou net so geskape soos wat hy wil hê jy moet wees. Valsheid. As jy sê jy het God lief, kan jy nie in valsheid leef nie waar nie. En skynheiligheid? As jy sê jy het God lief, moet jy jou naaste lief hê. Nie net in die kerk nie. Orals daar buite. As ek jou in Pick n Pay sien, moenie weghardloop omdat jy 3 weke laas in die kerk is nie. Ek gaan nie met jou beklei nie, inteendeel ek gaan jou met goddelike liefde behandel, want daardie liefde moet jou oortuig, nie ek nie. Maar ons sê ons is 'n Christelike nasie, maar ons het valsheid in ons. En dan dogmatiese sienings. Ja, hoor beklei predikante onder mekaar. Ek wil enige uitnooi. Kom bietjie daar 'n klomp denominasies by mekaar sit. En hulle gesels oor die woord. Boeta, dit kan baie interessant raak. Dan vra ek myself die vraag,
Martin Luther het gesê die woord en die woord alleen, jou opinie tel nie. Maar klein so onder mekaar, maar tog sê ons is goddelike mense. Die liefde van die Here vloei deur my. Wat ek en jy van die kansel af leef en sê, as ek sê ek het God lief, ek respekteer hom, ek het eerbied en ontzag, moet ek die waarheid van die kansel af verkondig. Ek moet nie kom en jou ore streel met salfies nie. Dis nie wat God van my verwag nie. As dit sonde is, dan moet ek dit aan jou oordeel en meedeel en vir jou sê wat die woord sê aangaande jou sonde. Hoekom? Want God het jou so lief dat hy nie hê jy moet verlore gaan nie. En as ek jou nie die waarheid leer en die waarheid vertel nie, dan wat doen ek? Ek laat jou vir die verderf. Die halfhartigheid wat ek en jy eer aan God bring, halfhartig hoe ek en jy Bybel lees. Is dit nie? As ek sê ek het respek vir God, ek het eer aan hom, wat doen ek? Ek wil meer weet van hom. Ek wil weet wat die wet sê ek moet doen en nie moet doen nie. Nou so rukkie terug, en ek en my vrou het gisterand gou ietsie gedoen. Hulle noem dit AI, Artificial Intelligence. En weet jy wat, dis nou so ver gevorderd in die huis van die Here, dat hulle nou daar monogram of daar wat se ding het my vrou, dan lyk dit soos 'n man wat daar staan en preek, maar dis hy wat 'n boodskap bring. Jy druk 'n knoppie, jy maak vir jou 'n mooi boodskap. Gisterand gaan ek en my vrou en ons gaan op hierdie ding AI en ek begin so 'n paar dinge research onder die kruis en ek dit en 'n paar interessante dinge. Ek vra vir hom die vraag: 1, is die Bybel waar? Wat dink jy het AI vir my gesê? Nee, hy het vir my gesê die Bybel is waar. En hy het vir my punte uitgewys waarom hy sê die Bybel is waar. Dis die superintelligensie wat die mens geskep het. Hy sê die Bybel is waar. En as jy my nie glo nie, my foon lê daar agter by my vrou. Jy kan gaan kyk. En ek vra hom toe 'n paar ander goed oor selfe geslag, huwelike, en ek vra toe, en ek en sy sit gisterand rondom die tafel en ons is besig, want ons wil uitvind wat hierdie ding sê. Want dis mos wat hulle deesdae doen, leraars gebruik mos gou AI en hy het 'n preek vir die Sondag. En ek vra vir hom, het Jesus Christus uit die dood uit opgestaan? Wat dink jy antwoord AI my? Ja. En hy sê, behoorlike twyfel kan bewys word dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Ek sê, arrest my case. Wat het ek nog meer nodig? Met ander woorde, as ons skepping sê God is waar, waarom gee ons hom nie eer, respek en liefde nie? Jou creation mens, jou intelligensie mens, sê hy is 'n waarheid. Sê die Bybel is waar. Sê hy het uit die graf uit opgestaan. Waaroor wil ons nog redeneer? Mense, jou intelligensie, jou superwese, sê God bestaan. Ek dink ons moet baie mooi gaan kyk en ons verhouding met God herskep en begin eer aan hom bewys. Nou wil ek jou vra, en ek hou om vrae te vra, dis mos lekker, en ek het ook kripnout soos Henry deesdae, en ek sê dit weer, die wêreld, dit sluit my en jou in, het ons respek, ontzag en eer vir God verloor. Waarom sê ek dit? En ek wil 'n paar punte aanhaal. Kyk na die liefdeloosheid in hierdie wêreld. Kyk na die liefdeloosheid. Kyk vandag na die opkoms van die huis van die Here. As ek en jy sê ons het respek vir God, wat sê in Hebreërs 10 vers, dink is 21, jy mag die onderlinge byeenkomste nie nalat nie. Is dit ek wat dit sê? Nee, die woord van God sê dit. Met ander woorde, as jy sê, ek het respek, ontzag
en eer en liefde van God, dan sal jy seker maak, jy woon die onderlinge byeenkomste na. Kyk na jou gesinslewe. Weet jy waar wil jy die grootste voorbeeld sien of 'n respek, eer en liefde vir God het? My eie huisgesin. Sien my vrou dit? Sien my kinders dit? Dis maklik hier. Ek meen ek het 'n netjiese das aan. Henry volg my nou al met die kleur van die das. Sien jy wat so groot invloed ek op hom het? Maar waar sien jy werklik die liefde van God in die huisverband? Kom ons gaan verder. Kyk na jou eie verhouding met God. Hoe lyk my verhouding? As ek werklik respek, ontzag, eerbied en liefde van God het, gaan ek seker maak my verhouding met hom is in orde. Dis my belangrikste verhouding. Nie 'n verhouding met jou vrou of jou kinders nie. Nie 'n verhouding met jou werkgewer nie. Jou verhouding met God die Vader. As jy van kind van God is, sal God se liefde in jou wees. Weet jy, ek sê altyd vir mense, ek doop nie net iemand nie. Hoekom? Ek wil die liefde van God in hom sien. Hulle noem dit die vrug van die Gees. Waarvan liefde alles is. Sonder liefde beteken die res van daardie niks. Ons sê ons het God lief, maar ek sien nie die vrug van die Gees nie. Dan sê ek vir jou, as die liefde van God en die vrug van die Gees nie in jou is nie, het jy nie respek, gesag vir God nie. Wat moet ek en jy doen? Want die mense vra vir my, wat moet ek doen om weer dan respek, ontzag en eerbied vir God te hê in my lewe? Wat is die heel eerste ding wat ek moet doen? Ons moet verander. Nie God nie. Jy moet verander. Ek moet verander. Om respek, ontzag en eerbied vir God te hê, is noodsaaklik vir 'n verdiepte verhouding met God. Tandewys, jy moet eerstens verander. Laat die liefde van God die dryfkrag in jou lewe word. God moet jou eerste liefde wees. Matteus 7 vers 7 tot 8. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Die Here sê, vra, soek en klop en ek maak oop. Ek maak oop. Sodat jy kan inkom. Ons het hierdie liedjie vanoggend gesing, en terwyl ons die liedjie sing, ek vra die Here is my herder. En die onderste gedeelte van ons, baie diep haal hy my uit. Sy tydperk, toe ek God nie in my lewe herken het nie. Sy tydperk toe ek nie respek vir God gehad het nie. In die eerste gedeelte, die Here is my herder, wanneer ons deel van daardie skaapkudde is, deel van sy familie is, dis wanneer ons respek, liefde en eer aan God bewys. Ek was verlore, ek was blind, ek het God nie gesien nie, maar hoe groot was sy genade nie, toe hy in my lewe gekom het nie. En dit het my verander. En ek weer God as my hemelse Vader gesien, vir wie ek lief is, vir wie ek gesag het, ontzag het, eer wil bewys. En wanneer iemand in my teenwoordigheid oneer aan God bring, is dit my plig om op te staan en te sê nee. Jy praat nie so van my God nie. Hy is my heilige God, wat my lewe gee. Soek na God se teenwoordigheid, om God se teenwoordigheid te soek, te begeer, om in sy teenwoordigheid te wees, en bewus te wees van sy teenwoordigheid in jou daaglikse lewe, is om eer, respek aan hom te gee. Om Jesus
Christus en die kruisdood, die daad van liefde en genade, om dit te besef. Besef jy wie God die Vader is? Laat die Heilige Gees aan jou die liefde van God openbaar. Hy het die Heilige Gees vir ons gegee. Maar omdat ons so liefdeloos is, oneer aan God bring, staan die Heilige Gees in bedroewing. Maar wanneer ek en jy kom en ons erken, ons is afhanklik van sy leiding, wat gebeur? Hy openbaar alles vir ons. En as jy dit besef, besef jy wie jy in Christus is. Dan besef ek en jy die volgende: hoe groot sy liefde vir God vir my en jou is. Hoe dankbaar is jy vir dit? Weet jy, respek, ontzag en eerbied is gekoppel aan dankbaarheid. Hoe dankbaar is jy vir God, vir Jesus se kruisdood en vir die Heilige Gees wat hy vir my en jou gegee het? Hoe bewys ons dit? Dit bepaal ons respek, gesag en eer aan God. Ek bewys eerbied en respek deur my lewe aan God te oorhandig. Deur te sê, nie meer my wil nie, Here, maar U wil. Dien God met eerbied en ontzag, deur my naaste met liefde en respek te behandel. Dis wat God van jou verwag. As jy dit doen, bring jy eer aan God. Gebruik God se naam met eerbied en respek en nie as 'n vloekwoord nie. Is dit nie wat ons doen nie? Kyk, ek is boerseun, kan omgekrap raak, val as ek sekere woorde hoor. En op die televisie deesdae is OMG. Ek het nou die dag vir iemand gevra, na watter God verwys jy? Ek hoop jy verwys na my God, nie? Want dan gaan ek en jy mekaar onder twee oë hier mooi verstaan wat aangaan. En ons laat dit toe. Het jy al opgelet baie keer hoe kinders praat? Jy moet hom teregwys. As jy hom nie teregwys nie, bring nie eer aan 'n heilige God nie. Toon respek vir God deur aan sy woord gehoorsaam te wees. Dis wat ons moet doen. Streef daarna om heilig te lewe. Gaan ons foute maak? Ek sê eerste een wat dit sê. Ek het baie foute. Ek erken my foute. Ek bely my foute. Want dis wat God van my verwag. En dan die belangrikste een wat ek vanoggend ook wil aanhaal, is vergifnis. As jy vandag sê, ek het respek, ontzag en eerbied vir God, moet jy met 'n hart van vergifnis rondloop. Ons doen dit nie. Ons hou tog so vas. Want ek wil die oordeel gee. Die oordeel kom jou nie toe nie, maar God toe, want hy is 'n regverdige God. As jy sê ek het God lief, ek respekteer hom, ek het eer aan hom, dan kan ek en jy vandag nie met onvergewensgesindheid in ons harte rondloop nie. We need to let go. Want as jy dit nie doen nie, wat doen jy? Jy bring oneer aan God. Ek sluit af met die volgende. Met hierdie woorde. Dit is tyd dat hierdie wêreld die heilige vrees vir God terugkry. Deur 'n gesonde vrees vir sy krag, wysheid en heiligheid. Vir my en jou om in verwondering te wees oor die grootheid, die majesty van God en sy almag, om verstom te wees oor die skoonheid en die kompleksiteit van sy skepping. Is jy nog dankbaar? Ons sing 'n liedjie. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder. Staan ons nog in verwondering?
Staan ons nog in verwondering oor sy almag, sy wysheid, sy krag, sy heiligheid? Staan ons nog onder dit? Indien nie, kan ek en jy nie vandag respek, ontzag en eer aan God bewys nie. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, ons nader u mooi troon van genade en liefde deur u Seun Christus Jesus. Ja, Here, in hierdie week het u met my gepraat. Here, my hart het so seer geraak, Here. Here, toe ek sit en begin hierdie woord voorberei, het ek eers te begin by myself, Here. En ek vir myself afgevra, Gert, het jy nog werklik die regte liefde, respek, ontzag en eer vir God in jou lewe? Here, getuig my lewe daarvan. Here, getuig my woorde daarvan. Ja, Here, ons lewe in hierdie gebroke wêreld waar ons so maklik ingesluit en ingetrek kan word, Here, deur omstandighede waar ons, Here, vasgevang word, Here. En Here, dan is dit so maklik om te vergeet van wie u is, Here. Mag ons bo hierdie wêreld uitstaan, Here. Mag hierdie wêreld weer hoop vind, Here, deur die gesag, deur die eer en die liefde wat ons aan 'n heilige God bewys. Here, wanneer ons lewe getuig daarvan, Here, bring ons mense tot redding, Here. Bring ons mense tot insig, Here. Here, getuig hierdie gemeente van u heiligheid, u respek, u eer, u ontzag, Here. Here, getuig my familie vanoggend daarvoor, Here. Dis al hierdie vrae wat in my binneste was, Here. En Here, soveel van ons sluit my in, maak ons skuldig daaraan, Here. Daarom is ek volgens die eerste een wat sê, Here, vergewe my. Here, vergewe my as ek ooit oneer, disrespekvol teenoor u opgetree het, Here. Here, want ek wil opnuut my verhouding met u herstel, Here. Here, vergewe elke een wat vanoggend, Here, net sê, Here, ek is jammer. Here, herstel my. Herstel my liefdesverhouding met u, Here. Maar meer, Here, gee my die krag, Here, om op te staan wanneer dit nodig is om u eer te verdedig, Here. Ongeag die prys wat dit van my as mens vat, Here. Want Here, ek streef daarna om in die heilige teenwoordigheid welkom te wees wanneer u ons kom roep, Here. En ek kom en ek vra dit alles in die mooi en die liefdevolle naam, die naam van Christus Jesus, die Seun van die lewende Koning. Amen en amen.